Yeah, well, good morning, everybody. Good morning, ladies and gentlemen. Yeah, it's about like 6 o'clock in the morning now, and I'm gonna have to try and pack. Look at all this stuff. Yeah, this is the stuff that goes into packing for my motorcycle trip. Not necessarily Itchy Boots or somebody else, but mine, because I have a heck of a lot of stuff. You know, I've got my helmet, I've got straps, got stuff. I've got some computer equipment that I have to travel with me as well, because I was in Centurion for working. I've got fuel bladders, I've got clothes, I've got bags, I've got a whole bunch of stuff. I've got a nice 27 socket to remove my rear wheel when I have a puncture. I've got straps and more straps and everything. So yeah, this is what it looks like, and I'm not even showing you my clothes. Some of my clothes I'm actually going to send back by Postnet to Centurion, but this is it. This is actually what I need to pack. But first I'm going to have coffee. Okay, that's what she looks like, all loaded up and ready to roll. I've got these nice straps. I hope they keep everything on the road, on the back actually. Yeah, good old hippo hips from the backside. Some stuff on top there that I still need to go and change at Postnet. But overall, this is the old girl ready to rock and roll. Let's do this. Môre julle. Dis nou so wat is dit? 20:06 in die oggend. En ek is hier so in Vryburg. Net vir julle wys hoe lyk die area hier in Vryburg. Dis die Texas van Suid-Afrika. So dis groot beeswêreld. En hier is die ou plekkie wat ek bly, wat ek nou sal wys. Dit is die mooiste grasveld. Lekker hoog staan hierdie gras. En dan jy nou so 'n paar bome. Hier by my plekkie is so 'n klein boompie wat sy bes probeer. En dis die sonsopkoms. Dis die sonsopkoms wat jy sien. Daar is die boer se plaas. Hier is die mense wat hier langs my bly. En ja, hier is die plekkies. Hier staan die motorfiets. Alles lyk my daarom nog goed. Maar dit is beautiful om so op te staan in die oggend en pragtige sonsopkoms te kyk. Dit is lekker rustig hierdie. Ja, nou gaan ek by koffie drink. Nou gaan ek die dag aanpak en daarna Olifantsfontein se kant toe ry. En kyk hierso. Ja, dis hoe dit lyk hierso. Dis eintlik pragtig. Vinnige video oor waar ek geslaap het en hoe dit lyk. Baie lekker plek hier in Vryburg. Soos julle kan sien het ek al redelik begin oppak. Bed so 'n soort van opgemaak. Hier is die sakke en die goed wat alles op die motorfiets moet kom. En daar was my kombuisietjie gewees. En wasbak en so, en lekker stort. Ja, nou is ons op pad. En as mens nou hier buite kan kyk, daar staan die motorbike. En dit is 'n beautiful dag hierso. En ek kyk die Vryburg se grasvelde. Regtig baie mooi, maar dit gaan ook maar goed warm wees hier rond. So op die oomblik lyk die fiets nou nog so. Wel, dat ek kom pak en dan kyk ons wat gebeur.
Nou, ek is nou hier so in die middel van die Kalahari. Op die pad van Olifantsfontein af na Witstrand toe. En dit is hoe dit hier so lyk. Dit is actually ongelooflik mooi. Dit is doodstil. En hierdie pad, hierdie plekkie hier so, is staan bekend as die Kudu Crossing. Ek sê dit nou sê hoekom. Kyk hoe lyk dit hier so. Daar is alles. Daar is die scooterbike en daar is hulle oor. Hulle het nou van hierdie kant van die pad af. Hier is 'n heininkie hier so wat hulle maklik oorgekom het. En hulle het oorgespring en hulle is daar oor. Ek was daar so, somewhere, daar iewers in die pad. Seker so 100-200 meter terug, sien ek hulle. En ek ry toe stadiger. Die ou het vir my so gekyk en toe spring hy oor en toe spring sy girlfriend oor en toe spring daar nog 'n paar oor. Daar gaan hulle. Ja, hoor hier so, dis doodstil. Net die voeltjies en die wind. En dan vra hulle nou vir my, hoekom ry ek motorbike? Hoekom wil ek hierdie doen? Dis hoekom ek dit wil doen. Yo, ek sit nou hier by Witstrand en is doodstil, beautiful. Ja, hier is 'n paar kinders in die kamp, maar dit is nice. Net mooi, hier is die kamp, aan die ander kant is die berge. Hieronder lê die kampterrein so voor ons, so dis nogal boomryk. Hier is baie bome in die kamp, is heeltemal genoeg bome. Ek is 'n bietjie knackered, so ek gaan nie nou die duine uitkom nie, maar ek sal môre vanoggend foto's van die duine wys. Maar dit is beautiful, daar so is my ou kamp plekkie. Ja, ek moet aan die ander kant te sien. Ja, daar so, daar is lekker, daar sien julle my, net agter die boom is my kamp plekkie. Maar dit is beautiful. Ek sal net nou verder video's wys. Dit was lekker. Dit was 'n baie nice ondervinding. Vir die eerste keer wat ek nou so ver grondpad ry. Dit was moeilik vir my. Ek is maar baie skrikkerig vir die grondpad, maar ek het reg gekry om bo te bly en ek ry maar net stadig. Ek weet nou nie of dit my fiets is nie, maar die pad skit laat dit klap. Op 'n stadium het ek met 'n ou in 'n bakkie gepraat en toe sê hy nee, want hierdie pad is maar net nie lekker nie. Die pad skit laat dit klap. Hopelik volgens hom is die pad van Witstrand af verder, ek dink na Groblershoop of een van daai plekke. Griekwastad, een van daai dorpe. Is die pad eintlik 'n bietjie beter. Maar dit was nog 'n ondervinding. Ek het omtrent 2 ure gery aan die 70 kilos, want ek ry maar so 50 na 60 km/h. As die pad 'n bietjie beter is, dan kan ek dalk bietjie vinniger ry, maar ek is nie regtig lus daarvoor nie. Ek het kudu's gekry wat oor die pad gespring het. Beautiful gewees. Ek het gery en ek sien daar aan die ander kant is die kudu, maar hy staan vir my so en kyk. En toe ek stop, of stadig gery, toe is daar 'n paar ander wat oor die pad spring en hulle is toe daar in die bosse in. Toe het ek daar gestop en kyk of ek hulle kan sien, maar dit is ryk. Soos julle net nog gesien het in die kampplek ook. Kalahari hierso is eintlik beautiful en dis ryk. Droë grasse en dan het hulle doringrige boompies. Maar dis pragtig. En toe het ek nou maar verder aangekarring tot by Witstrand. Maar ek is moeg, want 'n mens moet op daai pedale staan. Jy moet op die footpegs staan. En jy moet die motorfiets actually ry. So dit baie goeie oefening, maar ek is knackered. Ek gaan nou vanaand net iets eet en dan gaan ek my tent opslaan en ek gaan slaap. Ek
Ek sal môreoggend weer hier rond hardloop en môreoggend kan ek dalk gaan kyk hoe kom die son op oor die sandduine. Dalk het ek energie daarvoor, maar soos nou, nee, ek's nekkerd. Dit is baie mooi. Dis nie bosveld nie. Ek weet nie hoe om dit te beskryf nie. Dit is seker maar Kalahari. Daar kan jy sien ons droë duine en dan die doringrige bome. Dis nou die kampplek. Maar dit is verskriklik mooi en stil en baie rustig. So 'n paar ander kampers wat hier rondkarring. Kindertjies speel rond. Ek sien hier is 'n swembad, so moet ek gaan inspring. En hier is my kampplek. Kijk, ek het 'n lekker kampplek, met 'n lekker boom gekry. Ja, ek het sommer my boetse daar op die tafel neergesit. Hier is my motorcykel. En as die mense nou in die kampplek ingaan, dan is dit baie cute. Dis so huisiekie. Daar is die motorfiets. Daar is die ingang. En ja, hier kan 'n mens nou slaap. En hier het ek my watersakke opgehang in die hoop dat hulle daarom sal koud word. Ek dink ek gaan my tent vanaand net daar opslaan. Ja, die son is nou onder, so nou is dit 'n bietjie draaglik hierso. Nou begin ek eers weer lewe kry. So ek het die volgende op vanaand se menu. As alles goed gaan, het ek laat ons eers kyk, steak en instant noodles en beans. En ek het 'n bietjie water om by die beans te gooi en ek het vir my sout en peper gekoop. So, kom ons kyk of alles goed gaan, maar ek dink dit kan lekker wees. Die kampkommandant het vir my 'n bietjie ys gebring wat regtig beautiful is. Jy weet, die Here het gesê al bring jy net vir 'n ou glas water, nê? En vandag toe die ou met sy ys aankom, toe vat ek my water. Daar's my waterbottel. En daai water was so warm geweest en toe kon ek dit drink. Toe ek net daai bietjie ys inkry, toe kon ek drink en ek kon versterk word en ek kon weer, jy weet, my oë optel en my kop optel. So ja, net 'n bietjie ys of net 'n glas water is so ongelooflik belangrik op sy tyd. En veral hierso op Goeie Vrydag waar die Here vir ons gesterf het, dat ons sy woorde in gedagte hou en dat ons ook net vir 'n ou glas water gee. Ja, het is eintlik 'n skande om die stukkie steak so in die pan te braai, maar ek dink julle kan hoor hoe dat ek kook hy. Hierdie stiekstoof doen sy ding, hoor. Daar's my noedels al klaar gekook. Nou die steak. En ek het nog genoeg vuurmaak hout hierso vir môreoggend vir koffie en alles ook. En nou ja, let's go. Hey, check this, hierdie ouetjie maak 'n vlam by steak. Ek het whisky daar binne ingegooi. Hy braai daai whisky. En dan vlam by hy hom hierso. Kan julle daai vlammetjie sien? Sweet. Dis baie oulik. In die middel van die Kalahari kry ek vlam by wat ook al vlamsteak op my whisky. Pel. Bring daai ouens op barbecue showdown. Ek sal vir hulle wys. Ja, net so 'n bietjie progress. This baby really looks good. Ek het al baie steaks gehad. Die wat ek dink hierdie is absoluut weer die beste. Ek het 'n bietjie whisky bygegooi, sout en peper en ek gaan hom nou afhaal. En ja, daar's my Chinese noodles. Curry is iets wat noodles is nie. Maar hierdie ou, is genoeg om 'n man lus te maak. Nou ja, julle, daar staan ons all ready to go, hier by Witstrand.
Net weer vinnige oogie gooi oor my kampplek. Ag, dit was nog te lekker geweest. Helmet is reg, alles is reg. Ek gaan nou die pad vat.